So hier is my Kersboodskapie vanoggend vir jou. Is dit reg so? Goed. Ons skrifgedeelte, ek het net so die bord saamgebring, nie luister maar net mooi saam met my. Lukas 2 vers 10 en vers 11. Daai bekende gedeelte sê die volgende, en die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker wat Christus die Here is. Bring 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk gaan wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker Jesus Christus. Baie bekende gedeelte. Kom met jou praat en kom ons sit 'n tema by, maar net dat jy dit kan onthou, die wat notas maak, die wonderwerk wat ons dink ons weet. Kom jy daaroor praat, die wonderwerk wat ons dink ons weet, en ek kom met jou praat oor die wonderwerk van Jesus se geboorte. Wonderwerk van Jesus se geboorte, en weet julle wat, as 'n ou gaan stil sit en dink, dan wonder ek of ons regtig begryp die wonder van sy geboorte. Ons hoor die Kersverhaal so dikwels, ons ken dit al, vir alles die Here jou lewe spaar en jy word ouer. Dan hoor jy die Kersverhaal so dikwels dat dit die risiko loop om afgestomp te raak. Dis die probleem, dis die een gevaar. 'n Baba in 'n krib, engele wat sing, herders wat toekyk. Ons ken die verhaal en ons ken dit al. En die risiko is dat dit vir ons afgestomp kan raak. Maar weet julle wat? In hierdie bekende lê die wonderwerk wat ons dink ons ken. En hier is die wonderwerk. En ek wil jy moet so daarna kyk.
Die God wat die heelal geskaap het. Die God wat die heelal geskep het. Het nou sy eie skepping binne gegaan. En hy word nou self deel van die skepping. Het jy al so daaraan gedink? Die Almagtige het die swakste wese geword. 'n pasgebore baba. Die hande wat die hemele uitgestrek het, is nou te swak om selfs sy moeder se vinger vas te gryp. Die oë wat alles sien, kan nou skaars fokus. Die stem wat sterrestelsels tot bestaan geroep het, kan nou net die gehuil van 'n babietjie voortbring. Het jy al so daarna gekyk? Die wonderwerk wat ons dink, ons ken. Dit staan vir my uit. Die Almagtige God word nou die swakste wese. Pasgebore baba. Die stem wat sterrestelsels tot bestaan roep, kan nou net 'n gehuil uiter. Dis nie bloot 'n wonderwerk van mag nie. Dis 'n wonderwerk van liefde. Dit is die nederigheid van liefde. En weet julle wat, dit was spesifiek. En ek wil met jou daaroor praat. Julle, wat is vir my interessant, en ek sê dit baie keer, ek noem dit vir jou gemeente, agter die skerms, voordat 'n diens gebeur, is daar baie dinge. Die musiekspan oefen in die week, en dan is daar beplanning by die deur, en daar's 'n woord wat voorberei word, en Morney wat vir ons optree as liturg. En meeste van die kere praat ons nie voor die tyd met mekaar oor die ding nie. En ek los dit eintlik so. Want is my verbasend hoe die Heilige Gees elke keer, of wil sê keer op keer, dan het ek 'n woord, en dan kom Morney as die liturg, en hy sê iets terwyl hy groet. En dan is dit in lyn met dit wat ek met julle wil deel. En dan bevestig dit vir my die woord van die Here. En ek wil nou vir jou sê dat wat hier gebeur het, die geboorte van Jesus was spesifiek. So ek wil die woord ook so gebruik, spesiaal. Wat het Morney in die begin gesê? Kom ons groet mekaar. Kyk die persoon in die oog en sê vir hom, jy is baie spesiaal vir die Here. Onthou julle dit? Sou dit nou nog gedoen. Dit bevestig die woord, Morney. Want die geboorte van Jesus was spesifiek. En dit was spesiaal. Kom ek verduidelik vir jou hoe spesifiek. God is universeel. Ons verstaan dit. En dan hy is alomteenwoordig. Daar's nie 'n plek waar jy kan gaan waar God nie is nie. God is alomteenwoordig. Hy is die lig van die wêreld, hy is die bron van die lewe, hy is die bron van alle bestaan. Maar in Jesus se menswording gebeur daar iets verstommends. Die universele God wat oral is, word nou spesifiek. Spesifiek vir een oomblik in die geskiedenis. Op daai datum. Spesifiek vir een plek op die wêreldkaart. God is oral, maar nou is hy spesifiek op een plek op die wêreldkaart. Spesifiek vir een kultuur, een volk, een stam. Spesifiek vir een huis, een familie. Spesifiek vir een lewe. Die skepper van alles word 'n Joodse baba. Later 'n jong seun, 'n Joodse seun. Later 'n rabbi. En in sandale kom loop hy op die stowwerige paaie van eerste eeuse
Judea. 'n Spesifieke plek, spesifieke tyd in die geskiedenis. En alles wat hy nou doen hy op een plek en in een oomblik. Kry die prentjie hier, die alomteenwoordige God is nou op een plek, spesifiek. Hy vergewe spesifieke sondaars. Hy sê, gaan jou sondes jou vergewe. Hy omhels spesifieke uitgeworpenis. Hy vermenigvuldig spesifieke brode. Hy raak spesifieke mense aan en hy genees spesifieke siektes. En nou is die vraag, hoekom sou 'n oneindige God so 'n beperking kies? Hoekom? Want liefde is nooit abstrakt nie. Liefde is persoonlik, spesifiek. Dis hoekom. Dit maak my hart opgewonde. Ons weet, en ons sing dit, For God so loved the world that He gave us. Groot blydskap wat vir die hele volk gaan wees. Ons lees dit, ons verstaan dit. Ons weet Jesus het gekom om die wêreld te red, maar hy red die wêreld een persoon op 'n slag. Spesifiek. Een persoon op 'n slag. Die gevaar om die evangelie slegs in universele terme te hoor. Die Here het vir die wêreld gekom. Die gevaar om dit so te hoor, om die evangelie in universele terme te hoor, ouens, is dit laat ons toe om dit te bewonder, is wonderlik. Sonder om dit ooit te ontvang. Sonder om dit ooit spesifiek te maak. Dis die gevaar as jy praat van God het die wêreld so lief gehad. Dis wonderlik. Maar die gevaar is, jy moet dit spesifiek ontvang. En dit nie net bewonder, dat dit vir die wêreld was. Kry jy die konteks? Sy geboorte was vir jou. Kyk vir die persoon langs jou en sê vir hom of haar, Jesus se geboorte was vir jou. Kom, sê dit. Was vir jou. Sy geboorte was vir jou. Sy woord is aan jou gespreek. Sy offer is vir jou gebring. Sy bloed is uitgegiet vir jou sonde. Spesifiek. Hoekom? Want jy is spesiaal. Sy vergifnis word aan jou lewe aangebied. Nie aan 'n skare nie. Nie aan 'n konsep nie. Maar aan jou. Spesifiek aan jou. Jesus is gebore om verlossing te bring, nie net in teorie nie. Maar hy is gebore om verlossing persoonlik 'n werklikheid te maak. So die wonderwerk van Jesus, die herders, sterre, die engele, seën is van julle gegee vir die hele wêreld, groot blydskap vir die hele volk wat ons ken. Die wonderwerk wat ons dink ons ken, wil ek vanoggend vir jou sê, is eintlik spesifiek. Die kruis was net so spesifiek, soos die krib. Die krib verwys na die kruis, ons weet dit. Dieselfde nederigheid wat Jesus in 'n voerbak plaas, sou Jesus later aan 'n kruis plaas. Dieselfde nederigheid. En net soos Jesus se geboorte spesifiek was, wil ek vir jou sê, sy dood en sy opstanding was ook spesifiek. Hy het nie vir sondes in die algemeen gesterf nie.
Dis nie so vaag weg begrip nie, dis nie algemeen nie. Maar hy sterf vir jou sonde. En dan kan ek myself, vir my ook insluit. Vir jou, vir my, spesifiek. Die skuld wat ek gedra het was nie net 'n abstrakte idee nie. Dit was my skuld, my sonde, my oortreding het hy gedra, spesifiek. Sy bloed is vergiet nie vir 'n naamlose skare mense nie, maar vir Pieter Nortjie by naam. Hy sit jou naam daarin. Spesifiek. Jesus sterf aan die kruis, spesifiek vir jou. Sit jou naam daarin. Ons sing die liedere vir die wêreld en vir jou redder het gekom, laat die hele aarde juig, die redder het gekom, ek verstaan dit, maar ek wil iets uitlig om vir jou te sê, dis spesifiek. Dis die wonderwerk van die Kersverhaal, omdat jy spesiaal is. Die wonderwerk wat ons dink ons ken, 'n kind wat gekom het vir die hele wêreld, is vir al die tyd net vir jou. Maak dit jou opgewonde gemeente? Prys die Here. Prys God. Loof hom. En as Jesus spesifiek vir jou gebore is, moet jy en ek spesifiek op hom reageer. Jy kan nie op geleende geloof leef nie. Ja, maar my pa en my ma was groot kerkmense. Jy kan nie op tradisie, jy kan nie op geleende geloof leef nie. Jy kan nie op kerk bywoon, ja maar joh, ek is om elke Sondag daar, jy weet, pastoor vra en ek is daar. Jy kan nie op dit leef nie. Kan nie. Jy moet hom persoonlik ontvang. Spesifiek. Jy. Doelgerig, doelbewus. En nadat ek en jy Jesus ontvang het, stop die waarheid van sy geboorte en sy sterwe en sy opstanding, dit stop nie daar nie, dit gaan oor in die lewe hoe ek en jy vir hom moet leef. Nadat ons hom ontvang het, gaan dit voort in jou en in my lewe. En net soos God se liefde spesifiek na ons toe gekom het, moet ek en jy, ons liefde, moet spesifiek geleef word. Geloof is nie bloot 'n idee nie. Dit is 'n lewe om te leef. Liefde word getoon in spesifieke aksies. Dade spreek harder as woorde, né? Vriendelikheid word aan spesifieke mense gegee. Ek is vriendelik teenoor jou. Spesifiek. Vergifnis word in spesifieke situasies word vergifnis verleen. Ek vergewe jou spesifiek vir dit. Ek vergewe jou. Ek gee vergifnis spesifiek vir dit wat jy gedoen het. Deernis word getoon aan die mense wie God in jou lewe spesifiek geplaas het. Charity begins at home. Daarom wil ek vir jou sê, hierdie Kerstyd, en Morney het dit ook aangehaal in sy openingrede. Sal ek en jy in hierdie Kerstyd, hierdie Kerstyd, vakansietyd, hierdie lekker tyd wat ons nou ingaan, sal jy spesifiek jou liefde aan al die mense wat God rondom jou geplaas het, sal jy dit spesifiek aan hulle bewys. Sal jy intentioneel goed wees vir die mense rondom jou, wat God in jou lewe geplaas het. Wees goed vir die mense om jou. Begin daar. Spesifiek. Jesus se liefde was vir jou.
het sy liefde ontvang. Nou leef ek spesifiek. Ek leef intentioneel. Ek gee liefde aan hulle wat naby my is. Dis waar dit begin. Christus in jou, uitgedruk deur jou, in die alledaagse oomblikke van ons lewe. Hierdie Kerstyd, hierdie seisoen wat voor lê, wees goed en lief, intentioneel vir hulle wat God spesifiek in jou lewe geplaas het. Kan ek 'n amen kry? Amen. Om die boodskap afsluit met 'n persoonlike, 'n spesifieke uitnodiging. Die wonder van Kersfees is nie dat God mens geword het nie. Die wonder is dat hy dit vir jou gedoen het. Dink so daaroor. Ons verstaan vir die wêreld. Prys God, ons verstaan dit, is die konteks. Maar in die wêreld is daar jy. Hy het mens geword vir jou. Nie vaagweg nie, nie teoreties nie, maar persoonlik. Ek kyk in die week en ek hoor ouens, ek sal dit reguit sê en ek sal dit in die persoon se gesig ook sê. Ek kyk na slim manne, godsdienstige manne, geleerde manne, wat eens die evangelie gepreek het en nou tot ander insigte kom. En nou alles net teoreties wil afmaak. En niks is meer werklikheid nie. Die geboorte van Jesus, maagdelike geboorte is maar net 'n fofie, dit bestaan nie. En al hoe kom jy glo so jy van kleins af so geleer is en jy dit skrikwekkend mense die lig kan verloor. Ek glo met my hele wese dat Jesus Christus 'n mens geword het. Het gebore uit die maagd Maria. Het gewandel op hierdie aarde. Het wonderwerke gedoen oral waar hy gegaan het. En die koninkryk van God verkondig en gesê dat oor die Vader gehoor het gee vir julle. Die koninkryk het naby gekom. Hy het sy lewe neergelê, self oorgegee. Hy is gekruisig aan 'n wrede kruishout waar hy gesterf het. Hy is begrawe, hy het opgestaan, hy het opgevaar, hy sit aan die regterhand van God die Vader. Hy is besig om vir jou en my plek te berei spesifiek. Wanneer hy die plek berei, kom hy terug. Ek glo met my hele hart Jesus kom terug. Op die wolke sal ons hom sien. Ek glo in die opstanding van die dode, ek glo in die verheerliking van die liggaam. Ek glo in die ewige heerlikheid saam met hom. Ek glo in die nuwe Jerusalem. Ek glo dit. En ek sal sterf vir dit. Dis waarom ek glo. 'n waaragtige, werklike, persoonlike God wat my naam geken het en steeds ken en eendag vir my 'n nuwe naam gaan gee vir jou ook. Doelbewus, spesifiek, ontvang hom, vertrou hom, leef vir hom. Dan wil ek sê dat God se liefde spesifiek deur jou lewe ook vloei na hulle daar buite wat spesifiek God nodig het. Begin by jou mense, maar eindig nie daar nie. Daar is 'n wêreld vir wie Jesus gesterf het. En hulle het hom spesifiek nodig. Dat ons liefde ook na hulle toe gaan. Dis my Kersboodskap aan jou vandag, gemeente. Wonderwerk dat Jesus vir die wêreld gekom het. Wonderwerk wat ons gedink het ons ken, is toe eintlik spesifiek op jou gerig. En wie was my die beste? Al sou jy die enigste mens op hierdie aarde gewees het, die enigste mens, sou Jesus vir jou ook gebore word en gesterf en opgestaan vir jou.